Jy is ingeskakel op Groot Plaas. Ons gas saam met ons vanoggend is André van Heerden. Hy is die senior gebiedsbestuurder van John Deere. André, goeiemôre en welkom. Môre Doopie, lekker om hier te wees. So, kom ons kyk na Suid-Afrika se landbousektor, veral wanneer dit by hoë waarde gewasse soos tafeldruiwe, wyndruiwe, sitrus en daai tipe goeders kom. Watter belangrike tendense vorm tans in die manier hoe boere oor meganiese en plaasdoeltreffendheid dink? Doopie, die tendense is dat alle boere daar buite en produsente natuurlik so produktief as moontlik wil wees. En wat dit behels is jy moet jou insetkostes, jou arbeidkostes en sover as moontlik alle addisionele kostes bestuur. Ons kom agter dat daar buite ook baie van die boere wil al hoe meer en meer mekaniseer en al begin al hoe meer 'n skuifing gaan teenoor tegnologie dat jy die data wat op jou plaas is en wat daar werklik gebeur kan moniteer en dan natuurlik op so 'n manier ook meer produktief kan wees vorentoe. So, wanneer ons nou dink aan tegnologie, die aanvaarding daarvan is al hoe meer beskikbaar op plase natuurlik en wêreldwyd word dit ook natuurlik versnel. So, hoe beïnvloed dit klein boere en produsente van hoë waarde gewasse in Suid-Afrika? Doopie, ons het eintlik met die bevoordeelde situasie waar boere begin regtig die waarde van tegnologie integrasie in hulle boerderypraktyk te besef. Al hoe meer en meer boere begin inskakel in daai hele waarde wat dit toevoeg tot die ketting en natuurlik dit is ook in die verlede 'n praktyk gewees wat eksklusief net vir jou groot boere was en jou groot vlooteienaars. Dit is 'n tegnologie en 'n beginsel wat nou al hoe meer en meer beskikbaar is vir jou kleinskaalse boere, kleiner vlote en dan natuurlik ook dit is die pad na vorentoe. Ons sê altyd om te meet is om te weet. So tegnologie is regtig besig om al hoe meer en meer te groei daar buite en dit is 'n voordeel vir ons almal wat daar buite is. So as ons nou dink aan hierdie hoë waarde gewasse, daar's baie unieke uitdagings. Jy weet dis noue rye, wisselende terrein en seisonale pieke. Wat prioritiseer produsente wanneer dit kom by toerusting wat hierdie toestande ondersteun? Kyk Doopie, die groot ding is twee boerderye verskil. Van plaashek tot plaashek, praktyke verskil, behoeftes verskil. So jou trekker en jou toerusting moet volgens dit aanpas. Daar is nie meer 'n een trekker wat net een eksklusiewe doel het nie. Trekkers moet veelsidig wees. Hulle moet hoë olielewering hê, hulle moet die toeganklikheid van presisie toerusting hê, die operateur moet in gerie werk en dan natuurlik ook die trekker moet betroubaar wees en hy moet 'n lang lewe op die plaas kan hê. So as ons nou dink aan hoe trekkers verander het en tegnologie oor die laaste paar jaar, hoe verander die konnektiwiteit wat nou standaard is op baie masjiene, die ingesteldheid van boere veral in Suid-Afrika? Tegnologie gee vir boere heidaglik die geleentheid om oral op die plaas te wees uit die palm van sy hand uit. Maar dit gee vir hulle die geleentheid om sy hele vloot te monitor en natuurlik om goed soos brandstofverbruik, diensintervalle, waarskuwingstekens en dan natuurlik ook posisionering van hulle produkte te moniteer, alles uit die gerieflikheid van sy huis. Want jy as produsent het ander aspekte wat jou aandag nodig het. Jy het nie altyd die tyd en die vermoë om jou hele plaas deur te ry om elke liewe land uit te kom nie. So, ons sien toenemende druk op die boere en jy weet dit raak net meer en meer soos ons aangaan. Hoe pas produsente hulle bedrywighede aan om produktiwiteit te verbeter en stilstand te verminder? Die enigste manier hoe jy dit gaan doen is weer eens meer produktief wees. Tyd wat jy spandeer op die plaas en waar daai trekker in die land is, moet so produktief as moontlik gespandeer word. Dit beteken dat hy meer ekonomies wees op brandstof en meer betroubaar wees en natuurlik ook dat jou nadiensverkope, jou handelaar in jou netwerk en dan natuurlik ook dat die trekker as jy éventueel om eendag weer verkoop, 'n tweedehandse waarde ook moet hê. Jy wil hê daai trekker moet vir jou soveel as moontlik toerus en soveel as moontlik applikasies kan gee. Bietjie meer olievloei natuurlik as tradisioneel in die verlede en dan natuurlik ook jy wil hê jou operateur moet soveel as moontlik waarde uit sy tyd in 'n sitplek kan kry. André, ons gaan nou verder met jou gesels. Ons gas op Groot Plaas vanoggend is André van Heerden. Hy is die senior gebiedsbestuurder van John Deere. Ons is terug op Groot Plaas net. Welkom terug op Groot Plaas en ons gas saam met ons in die ateljee vanoggend is André van Heerden. Hy is die senior gebiedsbestuurder van John Deere. André, so produsente van hoë waarde gewasse werk onder baie veel eisende toestande en hoe verseker gevorderde engine ontwerpe die krag en betroubaarheid waarop produsente so staat maak? Doopie, as dit seisoentyd is, kan jy nie bekostig om te staan nie. Geen trekker wat in 'n stoor staan of in 'n werkswinkel staan, genereer vir ou fondse of enigstens is produktief nie.
Dit is waar die John Deere 5E's en die 5D's inkom met hulle 3-silinder en 4-silinder PowerTech engines. Die engine self beskik van 'n 37% wringkrag inspaar. Aan die ander woorde wat dit beteken as jy besig is om te werk met die masjien en die applikasie waarmee jy besig is, verlang dat daar addisionele krag nodig is, dat die RPM in die trekker nie val nie, maar dat daai wringkrag in reserve daarso is. Wat beteken natuurlik die engine sal baie meer gelyk loop, wat dit ook beteken is die engine gaan meer ekonomies wees. Intern as hy na die smering van die trekker toe gaan, sy silinders word afsonderlik spuitverkoel, so dit beteken die engine loop koeler, asook die bo-as binne in die engine self ook ontvang sy eie afsonderlike verkoeling. Al daai smering in die engine veroorsaak dat hy meer egalig loop, baie meer betroubaar is en dan natuurlik ook as jy hom van buite af kyk baie meer meganies is, baie makliker is om te onderhou en dan natuurlik ook diagnose op die engine is baie makliker. Dit sou nou my volgende vraag gewees het. Met al hierdie tegnologie neem ek nou maar aan dat instandhouding is baie makliker ook vir die boere. Ja, instandhouding raak al hoe makliker vir die boere as dit nou kom by jou masjinerie. Hoe meer eenvoudig hulle is, hoe gemakliker is om met hulle te werk natuurlik. En dan natuurlik ook die soos ons nou maar noem, jou probleemopsporing op jou meer meganiese masjiene is gemakliker ook. En dan natuurlik die operateur van die masjien self ook, hy sit in 'n baie meer gemaklike plek wat vir hom ook meer toerus om die trekker en al sy aspekte ook te aanskou. So lang werksure seisonale operateurs kan 'n risiko natuurlik verhoog. Watter veiligheidskenmerke ondersteun jou vertroue in die werking van jou masjiene en julle implemente? Seisonale werkers gaan maar altyd 'n uitdaging bly, want dit is manne wat nie so gewoond is en so gereeld op die plaas is soos jou voltydse werkers nie. Daar kom veiligheid as die hoofprioriteit in. Daar's verskeie elemente wat dit help. Die John Deere beskik van 'n neutrale skakelaar, wat beteken dat as die trekker in rad is, hy glad nie sal kan aansit nie. Groot rede vir dit is maar net jy wil nie hê dat daar ongeluk moet gebeur dat 'n man per ongeluk in rad sit en aansluit en daar kom natuurlik nou van dit wat dit betref ongeluk. En dan natuurlik ook sy ROPS-sisteem, ROPS, soos ons hom nou ken, wat beteken dat as die trekker sou omrol, hy nie bo-op die operateur sal beland nie, want ons werk teen 'n geweldige skeinstes en hellings met groot en swaar masjinerie ook. Dan natuurlik ook, jy sal sien in die kajuitmodelle van die 5E's en die 5D's, die hele ergonomie van die kajuit is op so 'n manier ontwerp ook dat die drywer of die operateur meer visueel kan sien wat om hom aangaan. Op sekere modelle is die uitlaatpyp heeltemal weggevat teen die kant of onder ingestel, juist dat hy beter visueel kan sien wat aangaan. En dan natuurlik ook terug na die operateur toe, hy moet so gerieflik as moontlik in die kajuit of op die trekker sit ook. Want hoe meer gerieflik hy daar is en hoe makliker hy daar sy werk, sy take kan verrig, hoe meer kan hy fokus op veiligheid en dan natuurlik ook hoe meer produktief kan hy wees. Absoluut, en hy spandeer baie ure in daai kajuit, nie? Nou met insetkostes wat so styg, hoe help hierdie trekkers produsente van hoë waarde gewasse om bedryfskostes te verlaag en maksimum waarde te kry? Die 5D's en jou 5E's is 100% ontwerp om jou koste van eienaarskap so laag as moontlik te kry. Dit was 100% die doel voor oë. Hulle wou 'n goeie produk, 'n betroubare produk met 'n lang lewensduur teen 'n goeie prys in die mark insit. Interne komponente, soos ons dan nou gesels het op die engine, word afsonderlik verkoel, wat dan natuurlik beteken die engine het 'n langer leeftyd, hy kan harder werk en dan natuurlik ook, hy kom toegerus met 'n 540 ekonomiese PTO-raad. Wat beteken dat die engine se revolusies is laer, alhoewel die PTO nog steeds sy maksimale wringkrag gee. Dit kan jou tot so 30% brandstof bespaar in swaar PTO bewerking, wat dan natuurlik beteken hy is meer ekonomies. En dan as ons na die oliesisteem toe gaan ook, hy het 'n oop sisteem. Wat beteken ons het meer vloei, ons het meer fisies olie binne in die trekker, sodat die trekker kry meer kans om dit af te koel, so jou pomp hoef nie swaar te werk nie. En dan natuurlik ook die trekker self kom toegerus met al die tegnologie wat ons op hy modelle van jaar 2026 af vervaardig het. André, kom ons sluit sommer gou met dit af met meer boere wat 'n hele aantal blokke en trekkers moet bestuur. Hoe verbeter hierdie konnektiwiteit jou vlootbeheer en bedryfstyd? Soos ek nou net gesê het, as te ware van 2026 af, al ons 5E's en 5D's kom toegerus met die JD-Link konnektiwiteit, wat beteken dat 'n boer, soos ons vroeër gesê het, uit die palm van sy hand uit sy hele vloot kan bestuur. Gee vir hom die vermoë om waar hy is, die trekker se brandstofgebruik, sy diensintervalle, natuurlik die gesondheid van die masjien en dan ook wat ons noem sy geo-omheining. Ander woorde, as jy weet trekker A moet in plok A wees,
kan jy vir hom sy omheining trek en dan natuurlik as daai trekker bo oor daai omheining gaan, dan kry jy aan jou kant 'n indikasie om vir jou te sê hy is oor sy blok. Dit natuurlik help vir diefstal, maar grootendeels meer as dit is as daar nie miskommunikasie op die plaas is en jy het 'n drywer of 'n operateur wat per ongeluk na die verkeerde blok toe gaan en dan sodoende tyd en produktiwiteit verloor. Dan natuurlik ook die groot plan van John Deere is om teen 2030, ekskuus, 100% konnektiwiteit op ons klein trekkers te hê. So dit is ook in die pipeline, want ons besef die waarde van tegnologie en ons besef wat 'n reuse impak dit gaan hê op die boerderybedryf vorentoe. André, baie dankie vir jou tyd vanoggend. Dis André van Heerden. Hy is die senior gebiedsbestuurder van John Deere. Vir meer inligting oor alles wat bespreek is vanoggend, gaan gerus na deere.africa. Dis al wat vir ons tyd het op Groot Plaas vir vanoggend. Ons hoop jy het lekker saam met ons gekuier en ons sien mekaar weer môre.